Hallo en welkom by hierdie verkenning van aksienavorsing, 'n deelnemende, praktiese en reflektiewe navorsingsbenadering wat wyd in opvoedkundige omgewings gebruik word. In hierdie video gaan ons delf in wat aksienavorsing is, die belangrikste kenmerke daarvan en waarom dit so 'n kragtige instrument is vir opvoeders wat hul eie praktyke wil verbeter. Deur gebruik te maak van belangrike insigte in hoofstukke 22 sal ons ook kyk na hoe aksienavorsing in navorsingsverhale integreer en voortdurende professionele groei ondersteun. Kom ons begin. Aksienavorsing is 'n sikliese en reflektiewe proses waar praktisyns hul eie omgewings ondersoek om die praktyk te verbeter. Dit behels deurlopende siklusse van beplanning, optrede, waarneming en refleksie. Gewortel in interpretivistiese of pragmatistiese paradigmas, fokus dit op werklike oplossings en die generering van gelokaliseerde kennis. Byvoorbeeld, 'n onderwyser kan ondersoek hoe samewerkende leer-studente betrokkenheid in hul klaskamer. Aksienavorsing is praktisyn gelei, wat beteken dat opvoeders dit binne hul eie onderrigkontekste uitvoer. Dit is veranderingsgerig en het ten doel om praktyke en stelsels te verbeter. Samewerking is die sleutel en betrek dikwels kollegas, leerders of die breër gemeenskap. Die bevindinge daarvan is konteksspesifiek wat hulle hoogs relevant en prakties maak, hoewel nie altyd wyd verspreid nie. Veralgemeenbaar, hierdie benadering bemagtig opvoeders deur selfrefleksie en professionele groei aan te moedig. Dit lei tot onmiddellike verbeterings in onderrig en leer en bevorder eienaarskap deur onderwysers direk by kennisskeping te betrek. Byvoorbeeld, 'n skoolhoof kan aksienavorsing gebruik om onderwysersamewerking in die kurrikulum te verbeter. Beplanning. Wanneer aksienavorsing gebruik word, dit is belangrik om duidelik te regverdig waarom dit by die navorsingsprobleem en konteks pas. Die sikliese aard daarvan stem goed ooreen met die doelwitte vir voortdurende verbetering in onderwys. Prakties kan die aksienavorsingsiklus jou metodologie struktureer en die rasjonaal moet reflektiewe praktyk aan werklike uitkomste koppel. Byvoorbeeld, elke siklus van refleksie en aksie kan onderrigstrategieë verfyn gebaseer op leerdergedrag. Terugvoer. Dankie dat u by ons aansluit vir hierdie oorsig van aksienavorsing. Soos ons gesien het, bemagtig hierdie sikliese en reflektiewe benadering opvoeders om hul eie onderrigomgewings te ondersoek en te transformeer. Deur samewerking, eienaarskap en konteksspesifieke oplossings te bevorder, verbeter aksienavorsing nie net onderwyspraktyk nie, maar dryf ook betekenisvolle, deurlopende professionele ontwikkeling aan. Ons hoop dat hierdie video u geïnspireer het om te oorweeg hoe aksienavorsing u eie reis in onderwys kan ondersteun. Tot volgende keer, hou aan reflekteer, optree en groei.